voorsitter. My naam is Ryan en as ek enig groot is, wil ek dalk 'n veearts word of miskien moet ek net 'n seerower word of iets. Ek is Moira en eendag as ek groot is, wil ek 'n geestesgesondheidsberaader word. Nie dat ek wil nie, maar mense gaan baie hulp nodig hê. Willow is my naam. En eendag as ek groot is, wou ek dalk 'n argeoloog word. 'n hardkapper. 'n tatoeëer, 'n kunstenaar. Dierevleistenaar. Of miskien moet ek net 'n pandabera oppas in 'n masjiene word. Of Stop! Gelukkig hoef jy nie op hierdie spesifieke oomblik te besluit wat jy nog wil word nie. Ek is Stefan en eendag as ek groot is, wil ek 'n robot word. Van dieselfde nie kan wen nie, word jy maar deel van die stroom. jy deel van die stroom word. Ja, ek 'n geheime agent, 'n robot word. Ja, dis 'n goeie idee. Ek sal saam met jou 'n robot word. Dan veg ons teen die evil KI monsters. Is dit nie hartseer nie? Ons arme blikkies kan nie meer droom oor wat ons eendag wil word nie. Ons moet met robotte kompeteer. En dit is nie net kompetisie met robotte wat druk op moet sit nie, maar ons eie vlees en bloed, mamas en papas. En moet ook nie vergeet van die streng vorige generasies nie. Hulle hou ons fyn dop om te sien of ons aan hulle voetspore gaan volg of nie. Dames en menere, vandag gaan ons oortuig dat drome is vir die voëls van die wêreld sit te veel druk op ons vir 'n blink toekoms. Eerstens, gaan ons met kunsmatige intelligensie kompeteer vir werk. Vergeet maar daarvan om opgewonde te sê, ek wil eendag 'n brandweerman word. Nee, ons kan nie. Want oor 7 maande gaan KI dit ook nog kan doen. Die wêreldekonomie forum voorspel dat KI 92 miljoen mense se posdae gaan oorvat teen 2030. Maar wat gaan ons dan doen? En wie gaan al die belasting betaal? Het julle nie Wall-E gekyk nie? Ons gaan soos 'n klomp vet seestertjies ronddryf op stoele. En robotte gaan alles doen. Jy gaan net vra. Dan kry hamburger die kak. Jy hoef nie eers jou hande te gebruik nie. Jep, ons gaan beslis vra van die honger en ons Op die webtuiste co.za van 2 Mei 2023 lees ons in die artikel kunsmatige intelligensie te vinnig, te gevaarlik, dat Jeffrey Hinton, 'n baie slim rekenaarwetenskaplike, by Google bedank het, sodat hy kan praat oor die gevaar van KI. Hy word die goedvoerder van KI genoem. Was hy in die maffia? Ja, hulle, die KI-mafia wat die wêreld gaan oorneem. In die Guardian van 27 Desember 2024. In die artikel is die ineenstorting van die samelewing onafwendbaar, sê Jeffrey Hinton dat die vooruitgang van KI onpeilbare risiko vir die mensdom kan inhou, dat slegte mense nie gestop kan word om KI of slegte goed te gebruik nie. Hy sê ook dat die vinnige spoed waarteen KI groei, werksgeleenthede in gevaar stel. Ons is verdoem. Tweedens, verwag ons ouers heeltemal te veel van ons. Ek weet die tema, druk wat ouers op kinders sit, dis al so 'n kliseë. Maar ek wil graag net ook die 5 sit ook in die besie sit. 5 sent, daar bestaan nie iets nie. Presies, ons ouers het glo, my 5 sent gaan fliek, sjokolade en spring in die skool. Ons kan nie eens 'n chappie vir R5 koop nie. In elk geval, my 5 sent
beteken ek wil graag my opinie gee. So, is julle my so verskoon? In die rooi russe van 4 Junie 2025, in die artikel. Trek jy jou kind tot in die rooi, sê Frederik Hertzberg, 'n sielkundige dat materiale pillen is nie vir kinders die beste motiverendes nie. Hulle wil eerder 'n verhouding met hulle ouers hê en voel dat hulle iewers behoort. Ons wil net gelukkig wees. So mamas en papas, dis oukei as ons nie almal dokters en ingenieurs word nie. Dis regtig oukei. Eintlik hoef ons eers nie wiskunde op skool te leer nie, want Kooi gaan in elk geval alles met wiskunde kan doen. Yes! Ons is eintlik gelukkig, want in sommige ander lande het kinders nog klas tot 10 uur aand. Moira! Nie die onderdrukkers nuwe idees gee nie. Derns sit die hele samelewing te veel druk op ons. Al die generasies van A tot Z om ons vyand op om te sien wat ons gaan verbrou, is ons luier as hulle, dommer as hulle, of van ons apocalypse oorsaak. Die apocalypse wat? Die apocalypse, die derde wêreldoorlog. Ons soek nie vrede, dankie. Ons moet nie net hulle voetspore volg nie. Nee, ons moet ook nog beter as hulle doen. En dit, nadat hulle goed vir ons gee, soos die atoombom, COVID en KI vir ons nou moet werk. Dit klink baie onregverdig. En wie is nou meer gebakte pere? Ons op 6 Maart 2021 op netwerk 24 in die artikel hoe lyk generasie Z en Alpha se toekoms, erken 'n hele paar geleerde mense dat hulle ons 'n klein bietjie gejinx het. Sanai Oro, 'n toekomskundige sê generasie Z en Alpha staan voor talle uitdagings en hulle maak ons bewus van 'n hartseer nalatenskap. Hulle probeer skarrel en red wat hulle kan. Wat is 'n nalatenskap? Dit is nou al daai atoombom en 'n robotprobleme wat ons geërf het en wat ons moet uitsorteer. Ai tog, soveel stres. Dames en menere, ons is 'n kompetisie met KI en ons ouers druk ons tot in die rooi om te presteer, terwyl ons ook graag net gelukkig wil wees. En al die vorige generasies, ons gaan okay wees en nie so dom uitdraai as wat julle dink nie, want ons lewe in 'n heeltemal nuwe wêreld as julle. Ek dink ek moet tog gaan pandabere oppas in China, wat dit tog lekkerder wees om met so cute teddybeer te speel. En ek en Ron gaan 'n 6 robotte word. Nee Ron, Pacific Rim, hier kom ons. Die lewe is nie 'n movie nie, julle twee. Wat? Ek en Stefan is dan so aantreklik. Ons kan maklik akteurs word. Wie gaan nou heeldag en aldag vir KI akteurs wil kyk? Julle is reg. In die toekoms gaan mense mensenis. Ek wil ook graag robot of met pandabere speel, maar ek wil ook graag help. So asseblief tog mense, Gee ons 'n breek. breek.